met jou oor bekommernisse en die baie bekende gedeelte 1 Petrus hoofstuk 5 vanaf vers 5 tot 7 en dit klink so in die 2020 vertaling. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Daarom verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog, deur al julle bekommernisse op hom te werp, want hy gee om vir julle. Kyk net na die woordjie bekommernisse. Bekommernisse. Wat bedoel Petrus met bekommernisse? Die woord in die oorspronklike taal wat hy hier gebruik is merimna. Merimna kom van die werkwoord merizo. Nou merizo beteken om te verdeel of om te split. Met ander woorde, bekommernisse is iets wat jou gedagtes, wat jou denke verdeel of split. En nou kan jy nie fokus nie, want jou gedagtes split die heeltyd weg na dit toe waaroor jy bekommerd is. Kom ek illustreer dit vir jou, en my illustrasie is geheel en al fiktief. Ek skuif agter die rekenaar in om 'n brief te skryf vir my broer wat in Nieu-Seeland woon. Maar my gedagtes split die hele tyd weg na die skoolhoof toe wat my 'n uur terug gebel het en gesê het ek moet hom kom sien, dit gaan oor my kind. Nou dit is vir my al klaar 'n stryd om elke maand net deur te kom. Ek het soveel rekeninge wat ek elke maand moet dek. En die verantwoordelikhede op my as 'n alleenouer is soos 'n berg. Dis soos 'n berg op my skouers. En nou nog dit ook. Waaroor wil die hoof met my praat? Wat is fout met my kind? Net nie nog dit ook nie, en skielik voel ek oorweldig en ek kan nie fokus op die brief wat ek wil skryf nie, en ek skakel die rekenaar af en ek gaan lê op die bed terwyl my bekommernisse deur my kop maal. Jesus gebruik ook die woord merimna in Matteus hoofstuk 6 vers 25 wanneer hy sê moet julle nie bekommer, die woordjie wat hy daar gebruik is merimnate. Merimnate. Dis maar net julle bekommer. Die woordjie wat dit beteken is julle bekommer. Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet of oor wat julle sal drink of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. En weer veroorsaak merimnate bekommernisse 'n split, 'n verdeling. En net die vorige vers 24, sê vir ons presies waar die split is. Ek haal dit vir jou aan. Niemand kan twee baase, daar het jy die split. Niemand kan twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een lojaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon, daar het jy die split. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Die split is tussen God en Mammon, tussen God en die dinge waaroor die wêreld hulle self bekommer. Jy sien, ons fokus as gelowiges moet onverdeeld gerig wees op God.
onverdeeld. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. Al jou krag. Ons fokus moet wees op die Here. En Jesus sê dit vir ons. In Matteus 6 vers 33, net 'n bietjie verder aan in hierdie selfde gedeelte, wanneer hy sê, maar soek bo alles, heel eerste, die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So, fokus volkome, heelhartig op die koninkryk van God, om God se wil te dien. Terloops, as jy daarna soek, om die Here se wil te doen, jy soek God se wil, en jy wil sy wil doen, dan kom sy koninkryk in jou lewe. Want waar sy wil gedoen word, daar is hy die koning. Daar is hy die Here. En dit is die fokuspunt van 'n gelowige. Ons lees byvoorbeeld in Efesiërs 5 vers 17, waar Paulus skryf, hy sê, om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie, maar probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dom wees nie. Moenie onverstandig wees nie. Fokus jouself daarop om te probeer verstaan wat die wil van die Here is. Hebreërs 13 vers 21 sê, en mag die God van vrede julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Die hoogste goed, die hoogste waarde in 'n gelowige se lewe is die wil van God. Dis ons fokus, maar die probleem kom wanneer ons bekommerd begin word oor verganklike goed, oor tydelike goed. Dan split bekommernis my fokus tussen God en Mammon. En my fokus word verdeel. Dis wat bekommernisse aan ons doen. En dis hoekom Paulus ook vir die ongetroude mans in Korinthe skryf en vir hulle sê, dis vir julle beter om ongetrou te wees as om te trou. Hy moedig die ongetroude mans om eerder ongetrou te bly as om te trou. En sy rede hiervoor is, ons lees dit in hoofstuk 7 vers 32 tot 33, hy sê, ek wil hê julle moet onbesorg leef. Hy sê die ongetroude man is besorg oor die belange van die Here, hoe hy die Here kan behaag. Terwyl die getroude man besorg is, ek gebruik weer die woordjie merimna, besorg is oor die dinge van die wêreld. Sy aandag is dus verdeeld. En daai woordjie verdeeld, kan jy ook die woordjie merimna daar in daai woordjie kry. Sy aandag is dus verdeel. Paulus is glad nie teen die huwelik nie. As jy gaan lees hoe Paulus skryf oor die huwelik, dan skryf hy met die hoogste respek, die hoogste agting oor die huwelik as 'n instelling van God, God gegewe. Maar hy's net prakties, want hy weet, die oomblik as jy trou, jy het kinders, dan begin daar ander bekommernisse jou weglok van dit wat belangrik is in terme van die wil van die Here. As ek net vir jou 'n voorbeeld kan gee, ek is 'n getroude man, dank die Here, en ek het kinders. My seun is in matriek. Veronderstel, dis net 'n illustrasie. Die Here sê vir my vandag, Johan, los jou voltydse werk, voltydse of jou vaste inkomste, jou voltydse werk. Ek wil hê jy moet vry wees sodat jy gemeentes kan plant
reg oor Suid-Afrika in verskillende dorpe. Wat is die eerste ding wat by my gaan opkom? Here, maar my seun, hy is in matriek, sekerlik kan ek so 'n bietjie wag daarmee, dat hy daarom net sy matriek klaar skryf. En Here, wat van volgende jaar? Hy sal sekerlik wil studeer volgende jaar, en ek sal sy studiegeld moet betaal, en hoe gaan ek dit doen, Here? As ek nie 'n vaste werk het en 'n vaste inkomste het nie. Kan jy sien, dis net 'n illustrasie, hoe dat dit 'n dinamiek word, wat my aandag begin verdeel. Paulus is maar net prakties in hierdie gedeelte, en dit illustreer vir ons, hoe belangrik dit is, dat ek en jy ons fokus op die wil van die Here, onverdeelde fokus op die wil van die Here moet hê. Nou, omdat bekommernisse ons fokus verdeel, verlam dit ons. Hoekom? Want die oomblik as jy begin bekommerd raak, en die bekommernisse raak te veel, voel jy oorweldig. En as jy so oorweldig begin voel, dat dit jou so verlam, dat dit jou so verlam, dat jy soveel bekommernis het, dan voel jy, nee wat, ek gaan klim maar eerder in die bed, en ek trek die komberse oor my kop, en ek vergeet net van alles. Ek het 'n vriend wat persoonlike life coach is die woord, wat 'n life coach is, en ek kry 'n brief van hom af so nou en dan, en in sy laaste brief vertel hy van 'n kontrak wat hy gesluit het, 'n goeie kontrak wat hy gesluit het, en hy het begin diens lewer in terme van die kontrak, maar hy het skaars begin, toe word die kontrak getermineer van die ander kant af. Die kontrak staan nie meer nie, en skielik is dit asof die mat onder hom uitgetrek word, en die bekommernisse begin. En skielik begin alles onseker lyk. En hy skryf, en ek haal hom vir jou aan, hy sê, being overwhelmed by the uncertainty that comes when the path ahead no longer looks as neat and predictable as we hoped. En dan stel hy 'n strategie voor. Hy noem dit the 3R to reset. 3 R'e om jouself te reset. 3R to reset strategie voor. Die eerste R is vir recognize. Recognize what is going on inside you and name it. En die tweede R is reset your inner state by changing your narrative and your energy. En dan die derde R is respond more wisely and do it step by step, one step at a time. Baie goeie strategie, en ek hou baie daarvan. Maar weet u, die woord van die Here in 1 Petrus hoofstuk 5 gee vir ons 'n beter strategie met ons bekommernisse. 1 Petrus hoofstuk 5, en dit begin met hierdie woorde. Want hy gee om vir julle. Want hy gee om vir julle. Die ou vertaling sê, want hy sorg vir julle. Maar die woordjie wat hier gebruik word deur Petrus in die oorspronklike taal is melei. Melei. En jy hoor sommer in die woordjie, dit gaan oor medelee, oor omgee. Want hy gee vir julle
om. Hy het medelee vir julle. Die Here, sê Petrus, sorg vir ons, omdat hy medelee met ons het. Baie mense kry 'n SASSA geldjie van die staat af en is afhanklik van die SASSA geld. Jy kan sê die staat sorg vir hulle, maar dit beteken nie die staat gee vir hulle om nie. Trouwens, die staat of die regering ken hulle nie eers nie. Jy kan vir iemand sorg uit 'n pligsbesef sonder om regtig medelee te hê of om te gee. Maar die Here, ons God, sorg vir ons, want hy het medelee met ons. Hy gee vir ons om. Nou is dit nie meer ek wat 'n 3R to reset strategie volg nie. Nee. Om hierdie strategie te volg om my kop reg te kry nie. Nee, nou is dit ek wat 'n kind is, wat na my Vader toe gaan vir hulp, want ek weet my Pa, my Vader, gee om vir my. Hy het medelee met my. Dit verander die hele prentjie. Dis nie meer 'n strategie om my kop reg te kry nie. Dit is 'n verhouding waar ek na my Vader toe gaan, wat vir my omgee. Wanneer ons bekommernisse het, ons bekommernisse vra vir God se genade. Is dit nie so nie? Ek sê weer, ons bekommernisse vra vir God se genade. Dit vra vir genade van God af. En nou sê Petrus vir ons, die Here gee genade aan die nederiges, nie aan die hoogmoediges nie. Inteendeel, die Here weerstaan, God weerstaan die hoogmoediges, maar hy gee genade aan die nederiges. Vers 5 van ons geleesde gedeelte. Ek is hoogmoedig wanneer ek dink ek het niemand se hulp nodig nie. Wanneer ek dink ek kan op my eie twee bene staan. Los my met my eie bekommernisse. Ek sal self deur my bekommernisse stoei en ek sal self een vir een van my bekommernisse oplos. Nee. Iemand wat nederig is iemand wat kan sê, Here, ek het hulp nodig. Is iemand wat kan sê, Here, help my. Dan verneder ek myself. En wanneer ek myself verneder, na God toe gaan en sê, Here, help my. Dis dan wanneer God genade aan my gee. God gee genade aan die nederiges, maar hy weerstaan die hoogmoediges. En dan sê Petrus, ons moet meer doen as om net na die Here toe te gaan met ons bekommernisse. Hy gebruik die woordjie werp. Werp al julle bekommernisse op hom. Nou luister mooi. Die woordjie wat hy hier gebruik in die oorspronklike taal bestaan uit twee woorde. Epiripto. Epiripto. Epi beteken op. Ripto. Jy het al seker die woordjie gehoor as mense sê, let it rip. Let it rip. Ne? Ripto. Dis om te gooi. Dis om te werp. Nee. Ek kom nie met my bekommernisse en saggies en hoflik, beskaafd, deel ek my bekommernisse met die Here nie. Nee. Hierdie bekommernisse wat soos 'n berg op my skouers is. Ek haal die bekommernisse. Ek laai dit van my skouers af.
en dan met mag en met mening en met geweld gooi ek dit op die Here. Glo my, dis 'n respekvolle aksie teenoor God. Hoewel ek dit met geweld, met mag en met mening doen. En die implikasie is finaliteit. Finaliteit, vir eens en vir altyd. Gooi ek hierdie bekommernis op hom en ek vat dit nie weer terug nie. Paulus skryf vir ons in Filippense 4 vers 6. Hy sê, moet oor niks bekommerd wees nie. Gebruik die woordjie merimnate. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking. Hoor jy die woordjie smeking? Dit is daardie geweld waarmee jy jou sorge, jou bekommernisse op die Here werp. Jy meen besigheid wanneer jy dit doen. En maak dit aan God bekend. Ek sluit af. Hoor mooi wat sê vers 6. Verneder julle onder wat? Wat sê vers 6? Verneder julle onder wat? Onder die kragtige hand van die Here. Psalm 118 vers 16 sê, die regterhand van die Here is hoog gelig. Die regterhand van die Here doen kragtige dade. Luister, as ek met my bekommernisse na die Here toe gaan en dit op hom werp, jy moet weet, die Here is nie soos 'n vriend met wie jy gaan praat oor die goed waaroor jy bekommerd is. En dan voel jy beter daaroor, want ek kon darm met iemand praat, iemand het darm na my geluister. Maar jou vriend kan nie regtig iets doen om jou te help nie. Nee, God is nie so nie. Sy hand is omhoog, sy regterhand is hooggelig. En die regterhand van die Here doen kragtige dade. Verneder julle onder die kragtige hand van God. Die kragtige hand van God kan jou uit die donkerste put optel en jou op die hoogste rots neersit.